Koninkrykswaardes gesels weer vinnig oor aanbidding. En vanoggend, as jy jou Bybel het, blaai saam met 'n paar plekke, dis 'n paar plekke lees vanoggend. En so in daai sens, aanbidding vanoggend, aanbidding in God se koninkryk is meer as net twee liedjies te sing. Dis meer as net om te sing. Sê my saam met my, dis my liefie. Dis 'n voeltjie ergens op die skerm. Dis meer as net om te sing. Dis meer as die ritueel van samesang. Dis aanbidding is die hartklop van 'n koninkrykspersoon. If you're a new believer, you're a kingdom person. Veronderstel om te wees. En aanbidding bring my en jou, dis ons bo-natuurlike alignment met God se ewigheidsheerskappy. En dis 'n deklarasie om te sê, maar dat God regeer soewerein in my lewe. Hy is die ene wat regeer. Hy is my Kyrios, my baas, my meester, my eienaar. Hy is die ene vir wie ek buig. En is bewys dat alhoewel ons land 74% Christene is, dat net 30% mense beleef, of wat hy sê, they engage worship as a transformative lifestyle. Dit beteken aanbidding vir 30% van ons land se mense, net 30% beleef aanbidding as 'n transformerende leefstyl wat my lewe verander. En daar's ergens 'n gaping tussen die werklikheid en die ritueel. Daar's 'n gaping. Want sien, ware aanbidding vul daai gaping. Deur my in 'n dieper en 'n meer Heilige Gees gedrewe verhouding met God te dryf, wat eintlik my identiteit en my missie verander. Nou, aanbidding is eintlik die ultimate menslike respons tot die openbaring van God. Vanaf Genesis vind ek dat aanbidding 'n kardinale rol binne die mens gespeel het. As jy blaai na Genesis 4 toe, dat aanbidding uitgebeeld was as die eerste en die bestes. So ek het my eerstes gebring en my bestes gebring as offer. Dis met Kain en Abel gewees, né? Dit was meer as 'n ritueel, dit was die geloof se sigbare offer. Hebreërs 11 vers 4, blaai saam met my toe op die bord, in die Engelse vertaling sê volgende, hy sê, by faith, Abel offered. Sien, aanbidding het geloof wat saamspeel. Dis 'n sigbare offer, geloof se sigbare offer is aanbidding. To God a more excellent sacrifice than Cain. And therefore he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, though it being dead, he still speaks. Sy aanbidding praat tot in ewigheid. Sy offer. Aanbidding vir my en jou is 'n offer. Is interessant, en jy geen goeie nie. Maar ek wil wel vir jou sê, jou lewe, your life is defined by the one you worship. Jou lewe word gedefinieer deur die een wat jy aanbid. Tel vir die mense. Nou 'n paar observasies oor aanbidding. Aanbidding is 'n opofferende vertroue. 'n Sacrificial trust. Want sien, God het Abel se offer aanvaar omdat hy die beste in geloof gebring het. En dit was 'n voorskou van Jesus se mees sacrificial of sy beste offer wat daar was in Romeine 12 vers 1, waar hy sê, ek het my lewe gee as 'n offer. That's your reasonable act of worship. Sê die Bybel, nie Evan nie, die Bybel sê dit. Sien, aanbidding beteken ek my hele lewe wy. Nou, Deuteronomium 4
noem hulle in die Grieks en die Hebreëus die Shema. En dit is die groot gebod gewees wat hulle gegee het. En hulle sê, daar is hy. Hulle sê, dit was, wat beteken, die woordjie Shema beteken om te hoor en te luister. Ons het al baie verklaar gesê, baie mense hoor, maar luister nie. Baie mense kyk, maar hulle sien nie. En hy, hierdie beveel, in Deuteronomium 4 sê volgende, hy beveel my om God lief te hê met my hele hart, my hele siel en al my krag. Sien, verby woorde is 'n totale oorgawe, is 'n complete sacrifice, is oorgawe van julle wese. Sien, aanbidding is God gesentreerd. Gaan jy jou nie. Sien, Nuwe Testamentiese aanbidding vlieg vanuit 'n encounter met die drie enige God. En word totaal gereveal deur Jesus. Johannes 4 kom hy en sê volgende. Johannes 4 vers 23-24 sê volgende. Hy sê, maar kom 'n tyd en dis nou. Johannes 4 vers 23. Waar die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, wat die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. So dit word blootgestel deur Jesus, reveal deur Jesus, en dit word bemagtig of bekragtig deur die Heilige Gees. Aanbidding deur Jesus, deur die Heilige Gees. Romeine 8 sê volgende: die Gees staan my ook by in my swakheid. Wie is swak in hierdie gebou? 'n Paar van ons, okay. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Goed, wees 'n bietjie eerlik. Weet jy altyd wat jy moet bid? Ek en Piet, kom ons praat oor 'n teologiese gesprek nou, né? Jy moet altyd kan bid, maar partykeer weet jy nie wat om te bid nie. Partykeer wonder, Here, wat moet ek nou bid? Here, moet ek nou bid vir die voeltjies in die boom, moet ek nou bid vir die kat en die hond, moet ek nou bid vir my vrou? Okay, altyd vir ons, die vrou altyd vir die man ons bid, né? Here, waarvoor moet ek bid? Moet ek bid vir in 'n situasie wat jy weet wat moet maak nie? Here, wat bid ek? Bid ek vir genesing? Bid ek vir iemand wat moet sterf? Bid ek vir deurkom? Wat bid ek vir? Here, en dan sê hy volgende: maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê word nie, en God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Iets omtrent aanbidding, wat ek in gees begin aanbid en in waarheid begin aanbid, wat God se Gees is bekragtig. Nou gaan ons lees, Lukas 7. Blaai saam Lukas 7 toe. Afhangende wat die vertaling jy gebruik, mag dit of van vers 28 of van vers 34 af wees. Die boodskap wat ek gebruik vanoggend sê volgende: goeie nuus vir iemand wat al die reëls oortree het. Klink soos ek. Breek al die reëls. Iemand sê dat my rules are there to be broken. Op 'n dag het 'n Fariseer met die naam Simon Jesus uitgenooi om by hom te kom eet. Daar aangekom, het Jesus saam met Simon en 'n paar ander mans by die tafel geaansit. Ons wat ek lees, kom agter Jesus het gehou van kuier en mense. Hy het onder gebrood gebreek. In dieselfde dorp het daar 'n vrou gebly wat 'n baie slegte lewe gelei het. Is 'n bedtime dan hierdie gewees, lyk dit my. Toe hoor sy dat Jesus by Simon se huis geëet het, was sy baie opgewonde. Sy het 'n bottel met baie duur parfuum gevat en reguit
na Simon se huis gegaan. Sy het Jesus se voete gaan salf, om hom te wys hoeveel respek sy vir hom gehad het. Die ander vertaling sê, she brought oil to worship. Toe sy by Simon se huis aangekom het, het sy ongenooid ingestap. Ek weet vir jou nie, maar ek hou nie van ongenooide mense in my huis nie. So lekker nie. Tussen die mans deur, dis baie belangrik, tot by Jesus. Toe die vrou agter Jesus op haar knie gaan staan, lyk mooi, sy het agter hom gaan staan. Hoekom? Sy is vernederd gewees, sy het vuil gevoel, sy was nie waardig gewees. In haar kultuur mag sy by die manne gewees het nie, en hier stap sy in hierdie sirkel in van mans, en agter Jesus, en sy gaan agter hom en sy begin skielik in trane uitgebars. Haar trane oor haar stikkende lewe het toe op Jesus se voete geval. Sy voete haastig daar afgedroog. En daarna sy voete gesoen en toe met duur parfuum gesalf. Ons verder kom die ouens en sê, maar Jesus, wat maak die vrou? Wat maak sy Jesus ensovoorts? En as jy gaan lees, dan sê Jesus die volgende. Hy sê, ek wil iets vertel, hy sê vir Simon. 2 mans het geld aan die bank geskuld, die een R80.000 en R8.000. Dan wil skuld betaal nie. Toe besluit die bestuurder na 'n ruk om 'n skuld af te skryf. En sê vir my, wie van die 2 was die blyste? Wat dink jy? Die een wat die meeste skuld gehad het. Heeltemal reg. En so gaan hy aan. En hy sê volgende, hy sê vir die vrou hoe haar aanbidding en haar geloof haar gered het. Hy sê, ja, hierdie vrou het lelike dinge aangevang, maar sy verby. Ons is vergewe. God dink nie meer daaraan nie. Daarom doen sy al hierdie wonderlike dinge vir my. Dan sê vir hom, Simon, jy het nie eers die vaagste idee wat dit vir 'n sondaar soos sy beteken om die God vergewe te word nie. Daarom doen jy hom so halfhartig. Jesus kyk na hom en sê, vir jou goeie nuus. Jou sondes staan nie meer by God nie. En al die ander mense om die tafel mekaar gesê, wie is die man wat selfs die mag het om sondes te vergewe? Net God kan so iets doen. So gaan aan. Die vrou kom aan, alle protokol. Reinhard Bonke sê, it's not about the protocol, but the article. Het gaan nie oor al die reëls en regulasies wat ek het. Mag ek nou 'n soet dra? Ek het in die week gehoor, ek moet begin soets dra. Dis te warm in Bethlehem. Gaan nie werkie. Jy gaan nie 'n soet kry nie, behalwe met Kersfees. Jy het gesien laas keer. Een keer 'n jaar. Dit gaan nie oor die soets nie, gaan nie oor hierdie daar nie, dit gaan oor Jesus. Dit gaan nie oor Jesus aanvaar hierdie sondige vrou se aanbidding. 'n Onverstaanbare daad vir klomp religious elites. Maar hy ontvang haar aanbidding want 'n paar dinge. Eerstens, haar aanbidding was courageous geweest. Wat is die Afrikaanse woord hier? Courageous. Waaghalsig. Courageous. Sy het gewaag. Sy het gewaag om Lukas 7 vers 37 sê, so met alle protokol. Sy was ongenooid en tussen die mans deurgeloop. Sy was 'n vuil persoon en sy gooi haar olie as aanbidding op sy voete uit. Sy mag nie daar gewees het nie. Het jy al gevoel hoe voel dit om ongenooid te wees by 'n plek? Dis nie baie lekker nie. En sy gooi dit op haar voete uit. Sien, protokol het gesê, sy mag nie daar wees as klomp mans. Klomp geestelike mense. Maar sy sê, ek gaan kies om waaghalsig te wees, courageous te wees, en ek gaan deur die mans loop, tot by Jesus, te salf. Die tweede ding is, haar aanbidding was duur gewees. Die olie was uitgegee het, party vertalings vertel het, tot 'n jaar se loon gewas. Interessant. Net bring dit out there.
hoe die woord baie keer my aanbidding link met my offers. En daarom kom hy en God sê, jy kan nie God en mammon dien nie. Jy geweet, mammon is al ding wat God homself mee vergelyk. Hy sê in die Grieks, daai woordjie daar, jy kan nie God en mammon vertrou nie. En hierdie vrou kom en sê, maar ek gaan my jaar se loon, in haar geval, voor God uitgiet. Hoe sou dit lyk? As jy moet jou alles wat jy het, vir God kom offer. Vir haar was dit duur gewees. Het gesê, Here, ek gaan alles wat ek het. Ek gaan op U vertrou, my aanbidding gaan my alles kos. My naam, my geld, alles. Alles wat ek het, Here, gaan U sin word. Soos Dawid gesê het, I will be what? I'll be unashamed. Ek sal be undignified. Undignified beteken dat ek gaan skaamteloos wees. Ek gaan nie worry en so voort sê. Here, dit gaan my alles kos, gaan my naam kos. As ek jou aanbid, Here, beteken dit dat ek worry nie wat gaan mense sê nie. Die ander ding wat dit was is, haar aanbidding was sorgvry gewees. Het sonder skaamte en skuld gewees. Here, ek gee nie wat die mense sê nie. Ek gee nie wat Simon en Petrus en al hulle name wees nie. Ons sien saam met dit, haar aanbidding het ouens, het hulle gecaptivate. Ons sien haar aanbidding, sy was bewus, innig bewus, van haar nood, tot redder. So kom baie mense so uitdruklik aanbid, want hulle besef van waar die Here hulle gemaal het. Party van ons is in 'n kerk gebore, nê? Dit maak ons 'n Christen. So as ek in 'n kar, in die garage gebore is, word ek 'n kar. McDonald's gebore word McDonald's burger. Nee. Ja, ons dink baie keer, maar sien, party meer van ons is uit die bos het gehaal gewees. Jy het jou ver kom haal. Jy was ver verlore gewees. En daai ouens het baie keer hierdie ding wat ek wil, Here, ek wil U aanbid. Ek gee om wat gebeur, Here, want U het my kom haal uit 'n baie diep plek uit. Dawid skryf baie diep haal hy my uit. Vir baie mense is dit die waarheid. God wil kom diep uithaal, uit diep plekke uit, diep in die wêreld uit. Sien, aanbidding was nooit 'n ritueel gewees nie. Aanbidding was altyd oor hartstransformering gewees. Altyd in die hart gewees. En elke gelowe is veronderstel om geroep te wees tot aanbidding wat atmosfere verander. Nou, 'n paar beginsels. Ons praat oor koninkrykswaardes. Een van die waardes vir die koninkryk van Jesus of van God is aanbidding. Aanbidding. En ons 'n paar beginsels wat ons deel vanoggend. Ons begin vanoggend. En ek wonder of ons werklik verstaan wat aanbidding is. Want sien, daar's baie mense wat oblivious is tot die battle wat om hulle gaan. Die battle wat die woord in Efesiërs 6 vir sê, praat van in die lig is daar oorlog. En dis vir vrede, vir my liefde, vir my vreugde en vir my aanbidding. Die hele skepping inteendeel is gemaak om God te verheerlik. As jy nie weet nie, jy's gemaak om God te verheerlik. Jy's hier om geld te maak en 'n mooi vrou en 'n mooi kinders te kry nie. Jy's gemaak om God te verheerlik. Maar eers het ons hierdie gemis. Om God lief te hê, om dan bid in my lewe toe te wen hom. Psalm 29 vers 2. Sê Dawid, verheerlik die Here oor die heerlikheid van sy naam. Dien die Here in die grootheid van sy heiligheid. Dan kom hy verder in Hoofstuk 95 vers 6 en hy sê kom, laat ons aanbid en neerbuig en kniel voor die Here ons Maker. Sien, aanbidding gaan glad nie oor my en jou nie. Glad nie oor die liedere wat ek sing nie. Dit gaan nie oor, dit gaan oor 'n leefstyl toegewy aan God en om hom eerste te plaas in alles wat ek doen. Want jy, wanneer ek God eerste plaas in my lewe, sien as ek hom eerste plaas in my wese, begin ek lewe in die tyd wat God vir my geroep het as kind.
Ek sal maak vir hom, deur hom, en God sê hoekom ek bestaan. Aanbidding is nie 'n verpligting wat ek nakom nie, maar aanbidding is 'n respons tot God se liefde en sy genade. As jy dink aanbidding gaan net om 'n liedjie te sing, dan mis jy die punt. Dit gaan oor dat my respons, ek is dankbaar wat God vir my gemaak het. Nou, hoekom is aanbidding so kragtig? Want sien, aanbidding is vir hom. Aanbidding is vir Jesus en vir God. Dit gaan nie oor jou nie. Aanbidding gaan nie oor my en oor jou nie. En dit gaan nie liedjies wat ek sing nie. Dit gaan nie oor die taal wat ek sing nie en of ek wil sing nie. Dit gaan letterlik nie oor of dit 'n ou of 'n nuwe liedjie is nie. Baie mense sê vir my, toe ek nog worship gelei het, dan sal baie lank terug gebeur. Dan sal die mense kom sê, ek het nie vanoggend van die musiek gehou nie. Great, gaan jy jou nie? Ek sing nie vir jou nie. Ons sing vir Jesus. En baie keer gaan dit oor, ek hou nou nie van hierdie, ons nou baie Afrikaans sing, of baie Engels sing. Want altyd as ek wil Zulu sing, as ek wil nie, as hulle so maak nie. Ek verstaan nie daai taal nie. Maar dit gaan nie oor wat ek wil hê nie. Dit gaan oor God. Aanbidding is vir hom. Ons maak dit so maklik oor ons. Nie hy is gehou van wat ek daar sing nie. Hou van dit nie hou van dat nie. Aanbidding gaan oor God en is vir hom alleen. Aanbidding help my om myself te kruisig. Want sien, dit plaas God op die troon van my hart waar hy hoort. En liefde is nie selfsugtig nie. En aanbidding help my om nie selfsugtig te wees nie. Gaan nie oor jou nie. Ek is baie jammer. Gaan nie oor my nie. Gaan nie oor jou nie. Inteendeel kan ek so braaf wees om te sê, gaan nie so oor of ouens hierbo kan sing nie. Gaan nie oor of jy Pinksterliedjies sing, egeliedjies sing en of jy nou, dit gaan oor God. Die tweede ding is aanbidding realign my fokus. Sien, wanneer ek God die middelpunt van my gedagtes in my lewe maak, dan verander dinge. En partykeer aanbid ek my probleme meer as God. Partykeer aanbid ek my geld meer as God. Partykeer aanbid ek my familie meer as God. Partykeer aanbid ek mense meer as God en mense kan my nie help of red nie. Maak nie saak hoe slim of hoe baie geld hulle is of wie hulle is nie, hulle kan my nie red nie. Net God kan my red. En ek kan niks sonder hom doen nie. En baie keer aanbid ek plesier en mensgemaakte dinge. Anders as God. En wanneer ek iets anders as God aanbid, is afgoderry. En afgoderry bring my in slawerny. En dit offend God. Sjoe. Dis bejaard. Dis die waarheid. As ek myself vind in 'n koninkryk en ek besef, God maak hier reëls, nie ek en jy nie. Ons is goed gemaak in 'n demokrasie leefstyl waar ons 'n stemreg het, maar in God se koninkryk is hy die koning, hy is die regerder, hy is die baas, die meester, die eienaar, beteken hy maak die reëls, ek jy het nie 'n sê nie. As hy sê jy aanbid my en my alleen, beteken dit ek kan nie met hom negotiate nie. God is jaloerse God. En wanneer kom na aanbidding, sê hy ek wil die aanbidding vir myself hê, ek wil jou nie deel nie. Mans, wie is regtig jaloers? Is ek jaloerse man? Is al jaloerse man. Kenny is jaloers. Kom ons gee vir Kenny. Hy het al vir my gesê, dan wil ons vir Elise bid hier laat nooi. Sê vir my, sy kan kom, maar sy mag nie 'n ander man in huis ry nie. Sy is my vrou. God wil so die kerk. Hoe durf ek my aanbidding iets anders te gee nie vir hom nie? Afgoderry. Dis ouens. Ons maak so baie ander goed afgode in my lewe.
Ja, Here, maar as ek sing vir God, ja. Hoe weet ek wat ek gaan bid? Vir die laaste 2 weke van jou lewe. Ek het al van tevore gesê, ek sê dit gereeld. Dit wat jy die meeste aan tyd spandeer het, geld spandeer het, en die bangste is om te verloor, aan bid jy op die oomblik. David sê die volgende, hy skryf in Psalm 52, sê, Here, jy kan alles vir my wegvat, moet net nie u gees vir my wegvat nie. Aanbidding van die atmosfeer, 2 Konings 3, is 3 konings die moeilikheid. En wat gebeur? Hulle sê, bring vir my iemand wat die Here hoor. Ek het die Here te hoor wat gebeur. En wat gebeur is, Elisa kom aan en hy sê vir hulle, bring vir my 'n musiekspeler. Hy sê, yes ouens, ek het pas gevra vir 'n profeet. Hy sê, profeet, bring vir my 'n musiekspeler. Bring vir my 'n Janu. Janu klim met gitaar. Ek moet op die gitaar. Janu klim met gitaar. Hy sê, bring vir my 'n siterspeler. Dis eintlik 'n gitaar gewees, né? Nou mooi goed te speel, né? Nou mooi speel, nie blues nie, speel 'n bietjie jazz. Hy sê, bring vir my 'n siterspeler, en wat gebeur? Hy sê, en toe hy begin speel, toe daag die gees van God op. There's something about the presence of God and worship wat saam mekaar loop. Hoekom? Wanneer daar alcohol is, so musiek, maar het verander my hart, verander my gees. Hoekom wanneer jy bid, ek kan nie bid sonder musiek nie. Die Here weet, ek sukkel. Toe ek aankom, eers om doen is, ek sê vir jou, bring jy 'n speakertjie, sit vir my musiek daarin, ek moet bid met musiek, ek het die Here, ander ouens kan bid en die Here ervaar sonder worship, ek kan nie, I'm a worshipper at heart. Ek het nodig om te hoor. Saul het God gesalf. En toe Saul vir my goed in die kamp bring, sê die woord, toe hy vir Agag red, toe word hy deur 'n demoniese mag getreiter. En elke keer wat hy, vandag soos hy is bipolêr, of skizofrenies, soos gesê het, okay? En elke keer wat hy manifesteer, dan sê hulle roep vir Dawid. Dawid kom speel vir ons. En wanneer Dawid iets speel op die harp, dan kalmeer Saul se gees. Was dit Dawid gewees? No, it was the anointing. Ons aanbidding, met aanbidding verander die atmosfeer. Aanbidding maak dit, en ek sê, Here, kom in my spasie in, kom in die plek in, en kom verander wat in die gang is, verander my hart. As ek siek is, as ek kwaad is, geïrriteerd is, jy gesien as ek kwaad geïrriteerd is, spreek musiek aan. Sit gou death metal aan, dan wat gebeur? Jy word kwaad op baie keer. Sit, nee. Dankie Janie, kan maar neersit. Sy pas als gelaat. Maar sit 'n bietjie aanbidding musiek aan, wat gebeur? Jy kan 'n kalmte in jou gees. Ja, ander speler, Engeland, maar hy nice gewees. Wanneer jy kwaad, geïrriteerd, moeg, frustreerd is, begin aanbid, ek nooi God se gees in my situasie in. Aanbidding oorwin ook die duisternis. Elke keer wat Israel moes oorlog maak, het hulle eerste vir Juda uitgestuur, die aanbidders uitgestuur. Genesis 49:8 in die NLV is God 'n belofte oor die 12 seuns gee, onder andere Juda. En hy sê in die volgende, Engels sê volgende, hy sê, Judah, your brothers will praise you and you will grasp your enemy by the neck. Hy sê eintlik, wanneer ek aanbid vanuit my pyn, wanneer ek aanbid vanuit my lendheid, wanneer ek God begin prys, dan gryp ek in die gees die vyand by die nek. Want sien, wanneer aanbidding meer as oor musiek gaan. As dit gaan oor meer as musiek, meer as die hande klap, meer as oor die hande opsteek, meer as net musiek,
Dis geestelike oorlogvoering. Wanneer ek dit doen, dan kom ek in die gees en ek's besig om 'n geveg te fight en dan soos hy vir Judas sê, hy sê Judas, jy vat die vyand in die nek en jy maak hom buig vir die heerskappy van God. Sien en dis hoekom hy sê shout for joy. So kom party mense wanneer hulle nog steeds neergedruk is, want hulle aanbid nie. Don't worship. Therefore you are still pressed down. Net, dit gaan nie sielkundige mediese raad nie, asseblief. Ek praktiseer lankal nie meer. Maar die Bybel sê volgende. Deel van, hy sê, put on the garments of praise for the spirit of heaviness. As iets wat gebeur. Aanbidding is deel van my identiteit in Christus. Dis opsioneel nie, dis wie ek is. Ons almal is gemaak om God te aanbid. Ons hoef nie al die musiek en sang te wees nie, maar ons is gemaak om die Engelse woordjie sê te adore. Om in dankbaarheid vir hom te buig. Om ons gemaak om hom eers te plaas om te gehoorsaam. Wanneer ek God gehoorsaam, is ek besig om hom te aanbid. Meer as die musiek en die woorde wat Janelie sing en die lekker heel sangliedjie wat jy op die radio luister of die Bethel, wat ek wil luister, Piet Smit of amper sê ek wil die Botha, Dani Botha. Wie ook kan jy sing, luister. Boonbehalwe die musiek wat jy luister, aanbidding gaan oor gehoorsaamheid. Ek op hom, Janie. Maar ek waarsku, die vyand soek jou aanbidding. Die vyand soek jou aanbidding, die vyand, Lucifer, né? Wou God se aanbidding gehad het. Lucifer was nie die engel van die aanbidding gewees nie. Dis jy geweet. Hy was the reflector of light gewees. Hy het God se heerlikheid geweerspieël. Daar waar hy was, hy's vol speels gewees. En daar waar hy geskyn het, het hy God se heerlikheid geskyn. En dan almal gaan bid. En hy wil later die aanbidding vir homself eien. En hy sê ek sal soos God wees. He wanted God's worship. En wat in die kom by Jesus, hy sê, if you would bow down and worship me. Die vyand soek jou aanbidding. Maar sien baie keer, ek nou nog vir julle vertel, of die Bybel soos dinge, wie was nie. Maar Adel, Nevelings vry stuur 'n video, waar hulle praat oor die vrou het 'n duiwelaanbidder geontmoet. En gesels om agter, ek sien 'n baie nice ou. Dis 'n baie nice ou. En hy sê vir hom, maar moet ek die duiwel aanbid? Hy sê nee. Hoef jy nie aanbid nie. Ons is net lief vir onsself. We worship ourselves. Sy sê, sure. Dit klink so noble. Dit klink so nice. Nêrens die woord om jouself lief te hê. Hy sê wees lief vir God. Die hele hart, die hele siel, die verstand. En dan wees lief vir jou naaste soos jouself. Hy maak dit so mooi klink. Hy wil hê ek moet jou aanbidding wegvat. Hy wil die fokus wegvat van God af. Hy het nooit gesê hy wil net jou aanbidding skuif. As jy dan kry jy moet dat jy moet aanbid nie, gaan jy sê maar weet jy wat? Dalk moet jy jou aanbid, jou vrou begin aanbid. Jou kinders begin aanbid. Daai persoon aanbid. Ander gaan aanbid behalwe God. If he can move your worship, he's succeeded. My laaste ding is, aanbidding verander my en jou. Worship defines a man. Jesus kom en sê, vir die vyand, hy sê, kom weg. Is agter my. Hy sê, Engels sê, you shall worship the Lord your God, and him only shall receive your praise. Hy sê, net God, sal my aanbidding vat. Bill Johnson sê,
we become like the ones we worship. We become like the ones we worship. Volgende keer vra, wie aanbid jy? Want wie ook al, of wat ook al jy aanbid, so gaan jy word. Geldgierige mense, gaan geld aanbid. As jy losbandigheid, of as jy perversies is, gaan jy plesier, jy begin lastvol word. Of vir geld gaan geldgierig word. Wie aanbid jy? As ek God aanbid, gaan ek soos hy word. En ek is veronderstel om sy karaktereienskappe aan te trek. My vraag vandag vir jou is wie of wat aanbid jy? Wie en wat aanbid jy? En ek wil jy vraag van, maak jy oor toe daar wie jy sit. Wie en wat aanbid jy vanoggend? En dalk vir moet jy net introspeksie doen en net wie sal die vraag vra? Aanbid ek werklik vir God? Die Almagtige en Jesus die Heilige Gees. Van bid ek is my aanbidding geskuif? Gaan aanbidding vir jou liedjies of is dit 'n leefstyl? Maar sien, dit gaan nie oor die liedjies nie, dit gaan nie oor die taal wat jy in sing nie, of ek nou Engels gaan sing of Afrikaans sing, maak nie saak, dit gaan oor Jesus. Aanbidding is vir hom en tot hom. My vraag vanoggend vir jou is, dalk moet jy in jou hart uitmaak, dat ek net vir God gaan bid. En dalk wil jy vanoggend sê, Here, ek vergewe my. Ek kom agter, ek het afgode in my lewe. Here, daar's ander dinge wat voor U staan vanoggend. Here, my vrou, my kinders, my huis, my werk, my geld, my karre, wat ook al, Here, staan voor U. Vanoggend wil ek hom neerlê. Ek wil soos die vrou deurdruk en alles by U voete kom neergooi en sê, Here, it's all about You. It's all about You. Het gaan nie oor my nie. Dalk is jy so bewus van die mense om jou. Jy bang is wat gaan mense sê as jy hom aanbid. Wat gaan hulle sê as my hande opsteek? Wat gaan hulle sê as ek losbandig vir hom dans? Dawid sê, ek worry nie oor wat mense vir my gaan sê nie. Ek gaan my koning aanbid. Sy vrou sê vir hom, maar Dawid, jy ontbloot jouself. Hy sê vir haar, ek will become more undignified than this. Vanoggend is die oproep vir jou lewe. Aanbid jy God werklik? Are you worshiping in spirit and truth? Of is jy besig met lippetaal? Net against the motion. Het jy met God 'n encounter gehad? Waar sê Here, maar ek aanbid U nie alleen. So Vader, ek wil vanoggend bid, Here, hier waar ons staan. Here, wil ek bely, Vader, ons het sekere dinge bo U kom plaas. Here, genot en geld en klomp ander goed, Vader, bo U kom plaas en ander dinge aanbid behalwe U. My worship, it was turned towards something else. Was nie op U gerig nie, Vader. Gaan oor die liedjies wat ek sing en die woorde wat ek praat, maar nie oor U gegaan nie, Vader. Here, help ons om weer ons aanbidding terug te bring na wie U is, om aanbidding vir U te gee, Vader. Here, vergewe ons waar ons dinge ander goed aanbid het, Vader. Bring us back to the heart of worship. In Jesus' naam. Amen.